Die Sadduseërs kom toe na hom. Hulle wat sê dat daar nie 'n opstanding is nie, en vra hom, Meester, Moses het vir ons voorgeskryf dat as iemand se broer sterf en 'n vrou agterlaat, maar nie 'n kind nalaat nie, sy broer die vrou moet neem en 'n nageslag vir sy broer moet verwek. Daar was 7 broers. Die eerste een het 'n vrou geneem en by sy dood nie 'n nageslag agtergelaat nie. Die tweede het daartoe geneem en gesterf sonder om 'n nageslag agterlaat, die derde net so. Nie een van die 7 het 'n nageslag agtergelaat nie. Laaste van almal het die vrou gesterf. By die opstanding, wanneer hulle opstaan, wie van hulle se vrou sal sy wees? Al 7 het haar immers as vrou gehad. Jesus sê vir hulle, is dit nie die rede waarom julle dwaal nie? Omdat julle die skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie. Want wanneer hulle uit die dood opstaan, tree hulle nie in die huwelik nie en word hulle ook nie in die huwelik uitgegee nie. Maar hulle is soos engele in die hemel. En wat die opwekking van die dooies betref, julle het tog in die boekrol van Moses en die gedeelte oor die doringbos gelees hoe God vir hom gesê het, ek is die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. Hy is nie die God van dooies nie, maar van lewendes. Julle dwaal erg. Ons is in 'n reeks wat ek getitel het Jesus Stories en vandag is ons in deel 51 en op hierdie punt moet ek om verskoning vra vir al die groot sportreëse hier vanoggend. Daar verloor ek my bedrading. Laas week het ek gesê ons is by deel 50. Ons het 'n hattrick geslaan, die wat hier was. So vir die ouens wat hulle verlossing verloor het toe ek dit gesê het, ek vra nederig om verskoning. Ek is nie 'n ou wat cricket verstaan nie. Okay, ons is by 'n half century gewees laas week. Okay. So, ons is vandag op deel 51, een meer as 'n half century. Okay, ek het dit nou, dankie vir almal wat my reg gehelp het. En ek waardeer die ouens wat my reg help met my spelling ook. Ek is nie die beste, ek maak foute, né? Of ek nou elke Sondag preek of nie. Ons praat oor in hierdie reeks oor Jesus. Want dis wat elke kerk se doel behoort te wees, is om oor Jesus te praat. Die kerk se doel is om mense aan Jesus voor te stel sodat hy hulle kan red, sodat hulle hom kan volg, dat hulle sy disippels kan word. Die God se wil vir jou lewe is dat jy hom sal ken. En hoe ken jy hom? Deur te weet wat hy gesê het en wat hy gedoen het. En wat het hy gesê en wat het hy gedoen? Hy het net gesê wat sy Vader gesê het en hy het net gedoen wat sy Vader gedoen het. Jesus is ons deur na God toe. En dis waar die reeks gaan, ons leer God ken. En ons leef nader aan God. So ons werk deur die 4 boeke van die evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, en ons kyk na alles wat Jesus gesê het en gedoen het, en ons kyk wat leer ons van God. En vanoggend is een van daai oggende, waar jy dalk iets gaan hoor wat jou moontlik gaan ontstel. Maar ek wil weer eens vra, moenie vir my kwaad wees nie, Jesus het hierdie gesê nie, ek nie. Hy antwoord vanoggend hierdie vraag, as jy al ooit daaroor gewonder het. Gaan jy getroud wees in die hemel? Hier's van julle wat so hoop, en dan is die van julle wat nie so hoop nie. As ek dit so kan sê. Maar wat ek wel weet, die dag as ons voor die kansel staan, dan sê ons tot die dood ons skei. En ons praat van hierdie wêreldse dood. Dis wat jy sê as jy voor die kansel staan. So, dis nie regtig die heel belangrikste om vanoggend hierdie antwoord te hoor nie. Wat hierdie antwoord wel vir my en jou onthul, wat dit vir ons wys, is dat daar 'n dieper iets wat ons nie verstaan nie. En Jesus gaan vanoggend ons daarvan bewus maak. En ek gaan vir julle die storie lees en dan sal jy sien waarvan praat Jesus. Daar's 'n sekuriteit wat ons vashou aan ons, daar's 'n sekuriteit wat ons het in 'n huwelik waarmee dit goed gaan, wat lekker is, wat ons nooit wil verloor nie en ons dink dat iets wat so heerlik is, sal aanhou tot in ewigheid. Maar Jesus maak ons vanoggend bewus van iets anders. En julle sal sien as ons daar kom. Waar ons praat is die vraag oor die opstanding. Nou net so 'n bietjie konteks, dis die laaste week voor Jesus se dood, Vrydag aan die kruis. Maandag het hy op 'n donkie ingery gekom, almal het hom geprys en hom geloof. Woensdag het hy die tafels omgegooi van al die Joodse leiers wat hulle die diere verkoop het sodat die ouens Vrydag by Paasfees 'n offer kon bring. Hy het hulle tafels omgegooi, die diere weggejaag, hulle geldblikke uitgegooi. Woensdag is hulle verskriklik geïrriteerd met Jesus. Hulle het klaar besluit hulle gaan hom doodmaak. Hulle het besluit hy is besig om die duiwelse werk te doen. Hulle soek nou net bewyse teen hom. So ons spandeer nou al 6 weke net op Woensdag. Want elke keer kom hulle met 'n vraag en Jesus antwoord hulle en dan leer ons iets van God.
So, hulle het al die ouens wat hulle probeer, het hulle nou al na Jesus toe gestuur. So, hulle het eers begin met die Sanhedrin. Die Sanhedrin is die stamhoofde en die Fariseërs en die Sadduseërs en die hoëpriesters het hulle na Jesus toe gestuur met vrae. En toe sien ons laasweek het hulle net die Fariseërs en die Herodiane na Jesus toe gestuur. Al hierdie mense werk eintlik nie saam nie en hulle hou eintlik nie van mekaar nie. Maar hulle almal het opgeteam teen Jesus. Want hy het alles bedreig wat hulle geken het soos dit is. Hulle inkomste, hulle lewe, hulle geloof, hulle kon net langer nie met hom huishou nie. Nou gee hulle voor om by hom te kom met 'n ernstige vraag. Hulle wil nou by hom iets leer en hulle polish sy marble en hulle maak staat op sy ego dat hy hulle nou gaan wil please. En dan gee hy net vir hulle die waarheid. En hierdie week, laasweek het ons gesien het uit die Fariseërs en Herodiane was meer 'n politieke party as enigiets anders, maar hierdie week stuur hulle die Sadduseërs na Jesus toe. En daar was 'n groot verskil tussen die Sadduseërs en die Fariseërs. Dit was die twee groepe wat die heeltyd gedebatteer het. Altyd was Jode, maar hulle het die heeltyd gedebatteer. Want die Sadduseërs het nie alles geglo wat die Fariseërs geglo het nie. Die Fariseërs het byvoorbeeld geglo daar is lewe na die dood. Die Sadduseërs het gesê daar is nie so iets as lewe na die dood nie. Dit hierdie wêreld en dis dit en as dit verby is dit verby. Hulle het ook nie geglo dat die hele Ou Testament die woord van God is nie. Hulle het net geglo dat die eerste 5 boeke van die Bybel, die Pentateeg soos ons dit noem, Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium, in geen spesifieke volgorde nie, het hulle geglo net dit is God se woord. Die res is eintlik maar net kommentaar op God se woord. Hulle het glad nie geglo in demone en in engele nie. Hulle het nie geglo dit bestaan nie. So die Sadduseërs het so 'n ander idee gehad van hoe goeders werk. En hulle het 'n groot gevolg gehad. Baie mense het agteraan geroep. Die een ding van die Sadduseërs wat jy moet weet is, hulle was baie meer gewetenloos as die Fariseërs. Hulle was baie wetvas, Moses se wetvas. Hulle het, en jy sou letter vir letter gedoen het wat daar gestaan het, of hulle sê jy veroordeel het, gesorg het dat jy gestenig word, van kant gemaak word. Hulle was baie meer gewetenloos. Maar hulle het die kat in die stert beet gehad. En Jesus huiwer nie vanoggend om hulle uit te haal daaroor nie. So hulle kom met hierdie verskriklike, dramatiese, belaglike voorbeeld om Jesus vas te trek. En hulle hoop, Jesus sê in die publiek, daar is lewe na die dood. Sonder om dit te kan regverdig. Want wat gebeur het, is die Fariseërs en die Sadduseërs het die heeltyd gedebatteer. En al manier hoe die Fariseërs dit ooit geregverdig het, is hulle het dit in Esegiel 35 gelees. Hulle het dit in die Psalms gelees, dat daar's lewe na die dood. Maar hulle kon dit nie verdedig uit die eerste 5 boeke van die Bybel uit nie. En daarop het hulle staat gemaak dat ons is slimmer as die Fariseërs. So nou gaan ons dit na Jesus toe vat. En ons het 'n groot klomp mense wat ons volg. En hopelik gaan Jesus nou kom en sê daar is lewe na die dood. En dan gaan hy sy eie kredietwaardigheid verloor. En dit is ons hele missie met hom. Is dat hy sy kredietwaardigheid sal verloor. Dat hy nie regtig verstaan waar dit gaan nie, want ons is die slimmes. Ons is beter as wat hy is. En dis die omstandighede waarna ons hierso sit. So as ons vanoggend lees, dan sê hy, en ek het vir julle so 'n bietjie Lukas en Matteus ook hier ingebring. Hy sê die Sadduseërs, hierdie ouens wat nie glo in die opstanding nie glo in engele en demone nie, net in die eerste 5 boeke van die Bybel. En hulle kom by Jesus en hulle vra hom 'n vraag oor opstanding waarin hulle nie glo nie. Weereens is hulle nou, soos laas week, asof hulle ernstig is en eerlik is en regtig wil weet. Maar hulle het 'n agterdogtige agenda. Hulle sê vir hom meester, en die Engels is 'n teacher, leermeester is die regte vertaling. Met ander woorde, hulle sê vir hom, "U's gelyk met ons," terwyl hulle geweet het hulle dink nie so nie. Maar hy leer ook mense so, hy's ook 'n leermeester. Moses het vir ons voorgeskryf. So hulle praat net van Moses, dis hoekom hulle praat van die eerste 5 boeke van die Bybel. Moses het dit geskryf ook. Moses het vir ons voorgeskryf dat as iemand se broer sterf en 'n vrou agterlaat, maar nie 'n kind nalaat nie, sy broer die vrou moet neem en 'n nageslag vir sy broer moet verwek. Nou werk dit vandag nog so. Want dit is waar wat hulle hierso sê. Ek wil dit vir julle lees. Hierdie staan spesifiek in Deuteronomium 25 en ek lees vir julle van vers 5 af. Dis hoe Moses dit vir hulle geskryf het. As broers by mekaar woon en een van hulle sterf sonder dat hy 'n seun nalat, dan mag die vrou van die oorledene nie buite die familie aan 'n vreemde man behoort nie. Onthou, hierdie werk eintlik net vir enkellopende mans. So as jou broer nog enkellopend was,
en jy sterf, dan kan hy met jou vrou trou. Okay? Die eersgeborene seun wat sy in die wêreld bring, moet die naam van sy oorlede broer in stand hou. So as hulle 'n kind verwerk, as boetie nommer 2 met skoonsis trou, dan kry ons kind my oorlede broer se naam. Moet die naam van die oorlede broer, sodat sy naam nie uit Israel verdwyn nie. Maar as die man nie kans sien om sy skoonsister as vrou te neem nie, luister hierna, moet sy na die oudstes in die poort gaan, dis nou die stamhoofde van die Jode, en vir hulle sê, my swaar weier om vir sy broer 'n naam te laat voortleef in Israel. Hy wil nie met my trou nie, ons weet nie hoekom nie, dalk het sy issues. Hy wil nie sy plig as swaar met my nakom nie, vers 8. Dan moet die oudstes van die dorp hom laat roep en hom aanspreek. As hy egter vas staan en sê, ek sien nie kans om haar as vrou te neem nie, dalk uit ervaring uit, dan moet sy skoonsister ten aanskoue van die oudstes na hom gaan, sy sandaal van sy voet aftrek, in sy gesig spieg en getuig en sê, so word gemaak met die man wat nie sy broer se huis wil opbou nie. In Israel kry hy dan die naam huis van die uitgetrekte sandaal. Asseblief net nie dit nie. Dit klink so belaglik. Ek bedoel, dis Moses se wet vir die Jode. En as jy nie verstaan waar dit gaan nie, dan sal dit baie belaglik klink. Een ding wat ek vergeet het om te sê is, die Sadduseërs het ook nie geglo in die soewereiniteit van God nie. Hulle het nie geglo God is almagtig nie. God is ondergeskik aan die wil van die mens. As die mens besluit ek gaan nie, kan God niks daaraan doen nie. God kan nie maak wat hy wil nie, dis ondergeskik aan die wil van die mens. Die Sadduseërs het dit vasgeglo. En hierdie gedeelte is hulle eintlik besig om nie te besef hoekom die reël daar is nie. Dis hoekom hulle hierdie reël vir Jesus voorhou. Hoekom was hierdie reël daar? Want God het 'n plan. God het van die grondlegging van die aarde af geweet wat gaan hy doen vir die aarde en vir die mens. Dink jy God het nie geweet Adam en Eva gaan die appel hap in die tuin nie of die vrug? Hy het geweet wat ons gaan doen. Ek hou daarvan om dit altyd so te beskryf. Hy het vir Jesus gevra, my seun sal jy gaan, en hy het gesê ja pa. Toe sê hy laat daar lig wees. God het alles geweet. God was besig om sy plan uit te voer op die aardbol en sy volk, die Israeliete, was deel daarvan en sy seun moet uit die geslag van Israel gebore word. Maar as daar nie 'n nageslag is nie, kan Dawid en Jesus uiteindelik nie gebore word nie. Daarom het hy hierdie reël gemaak. Sorg dat julle bly by die reël, dat die verlosser uit die nasie van die Jode gebore kan word. Dis hoekom God dit gedoen het. Maar die Sadduseërs het dit nie verstaan nie. Die Sadduseërs het net by die reël gehou. Hulle het nie verstaan dat dit deel is van God se soewereine plan nie, want hulle het nie gedink God is soewerein nie. So vandag klink dit vir ons belaglik. Dit is nie meer van toepassing op vandag nie. So ek gaan nou vanoggend, jy hoef nie met jou broer se vrou te trou nie. Okay. Dit was om die nageslag te laat voortbestaan na Jesus se geboorte toe. Dis waarvoor die reël was. Jesus is gebore, ons is vry vandag. Okay. So ons hoef dit nie meer vandag so te doen nie. As daar nou werklik liefde is, wie is ek nou om te stry? In elk geval. Onthou net, ek het nie vanoggend gesê jy moet met jou broer se vrou trou nie. Okay. So dis hoekom dit gebeur. Dis waar die reël vandaan kom. Nou het hulle hierdie voorbeeld. Hulle sê Moses het vir ons gesê ons moet dit so doen. Nou gaan hulle dit baie prakties maak, want hulle wil nou vir Jesus uithaal oor hierdie lewe na die dood. Daar was 7 broers. Hulle skep 'n scenario. Dit was nie 'n werklike storie hierdie nie. Die eerste het 'n vrou geneem en by sy dood nie 'n nageslag agtergelaat nie. Die tweede het haar toe geneem en gesterf sonder om 'n nageslag agter te laat. Die derde net so. Nie een van die 7 het 'n nageslag agtergelaat nie. Laaste van almal het ook die vrou gesterf. En haar naam was Daisy den Melker. In elk geval. Ons kan nie help as om hierdie goed te dink as ek dit lees nie. Mans, ons het 'n probleem. Vrouens is sterker as ons. Nou kan dit ook maar hier inlees as jy dit wil lees, maar dis nie die punt nie. Dis so verregaande hierdie voorbeeld wat hulle gebruik, want nêrens staan daar dat sy onvrugbaar was nie. Nêrens staan daar 'n probleem met enige man was nie, maar dis eintlik al verduideliking vir hoekom daar nie 'n nageslag kon wees nie.
Maar hulle bring vir Jesus hierdie verskriklike dramatiese storie wat totaal eintlik amper onwerklik is, om nou hom uit te lok om nou te praat oor die lewe na die dood en so seker die waarheid te verloor. En dis wat hulle missie is hierso. Hulle vra hom toe, by die opstanding, wanneer hulle opstaan, wie van hulle se vrou sal sy wees? Al 7 het haar immers as vrou gehad. En hulle glo nie in lewe na die dood nie. Jesus, ons bring hierdie, en wat jy nou moet doen is jy nou bevestig, dat daar is nie lewe na die dood nie, want luister net hoe belaglik is ons voorbeeld. Of jy moet nou sê daar is lewe na die dood, en dan moet jy verduidelik, hoe gaan 7 mans 1 vrou hê? En kyk wat sê Jesus vir hulle. Hy antwoord hulle nie dadelik nie. Hy roer hulle eers. Jesus sê vir hulle, is dit nie die rede waarom julle dwaal nie? Hy sê hierdie belaglike storie wat julle sopas vertel het. Kan julle insien dat julle is van die pad af? Jy dwaal weg van die pad af. Jy is besig om vir mense goed te leer wat nie bestaan nie. Is dit nie die rede nie, hierdie storie wat julle vertel het? Omdat julle die skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie. Jy ken nie jou Bybel nie, want hulle weier om enigiets na die Pentateeg te lees en hulle verstaan in elk geval nie waarvoor die Pentateeg daar is en wat die konteks daarvan is nie. En julle ken nie die krag van God nie. En hoekom sê Jesus dit? Want Lazarus staan daar by hom in die tempelterrein wat hy sopas uit die dood het opgewek het. Lewe na die dood. En hulle het geweier om te erken dat dit die krag van God is. Hulle het geweier om te erken dat Jesus mag het oor demone in die geesteswêreld en dat die demone kan uitdryf. Hulle het hom beskuldig van hy doen dit in die naam van die duiwel. Hulle het nie belang gestel om uit te vind wie's Jesus, waar kom hy vandaan en praat hy die waarheid nie. Hulle het nie belang gestel om te lees nie. En dit is maklik vir my en vir jou vanoggend hier te sit en te dink, ja, die onnosele Sadduseërs. Ek het dit al so baie gesê. En ek gaan dit weer sê vanoggend. Daar's geen manier vir my en jou om te kan onderskei wat is dwaal en wat is waar, as jy nie jou Bybel ken nie. Ouens, en vandag is dit meer belangrik as ooit van tevore. Met YouTube en Facebook en Instagram en elke liewe geestelike dagstukkie wat ek op my foon kry en mense vir my aanstuur, dan dink ek, hoekom versprei ons dwaalleer? Omdat ons nie 'n klou het wat staan in ons Bybel nie. Dis maklik om vir hulle 'n vinger te wys. Die oomblik as jy regtig die Here soek, jy vat jou Bybel, jy lees hom en jy weet wat daar binne aangaan en jy begin uitkyk vir waar God besig is om te werk, gaan jy self sy krag begin raak sien. En Jesus sê vir hom, dis waar dwaalleer vandaan kom. Julle ken my nie. Julle weet nie wie ek is nie. Julle stel nie regtig belang nie. Ek wil dit graag bysê, moenie vandag meer met die verskoning kom, ek kan nie Bybel lees nie, ek verstaan nie wat daar aangaan nie. Jy kan nie meer daai verskoning vandag gebruik nie, met kunsmatige intelligensie, ons noem dit AI. Dit beteken jy kan ook nie Google nie. Kunsmatige intelligensie is nie 'n rekenaar wat vir jou vertel wat sê die Bybel nie. Dis 'n rekenaar wat vir jou al die inligting wat op die rekenaar is, saamvat en vir jou sê, hier's 10-1 wat die Bybel sê. En jou help verstaan as jy nie daai skrifvers verstaan nie. Jy sit dit net in op jou Google. What does Matthew 20 verse 18 mean? Jy gaan 'n klomp inligting kry. Maar glo vir my, jy gaan nie hoef te dwaal as jy daai goed deurgelees het nie. Jy gaan weet wat daar staan. Jy kan nie meer daai verskoning gebruik nie. En toe antwoord Jesus hulle. Die mense van hierdie bedeling, met ander woorde, hierdie lewe, hierdie wêreld waarin ons nou is, hierdie bedeling, hier waar ek nou staan saam met julle, die fisiese wêreld wat stikkend is en vol sonde is. Die mense van hierdie bedeling tree in die huwelik en word in die huwelik uitgegee. So Jesus sê 2 goed hier. Hy sê vir ons, hoe werk dit hier? En hy sê dit moet so wees. Dit werk so dat ons het nodig om te trou. Jesus het die mens gemaak. Die mens het al die diere hulle name gegee. Hy het vir Adam gekyk en gesê dit is nie goed vir die mens om alleen te wees nie. En ek gaan vir hom 'n helper maak en hy het vir hom 'n lewensmaat geskape.
Dis nie goed vir jou, maar as jy vanoggend 'n jong mens is, asseblief hou op wag tot jy eendag 40 is en nou is ek eers reg om te trou. Trou en kry kinders is heerlik, die Here sê so. Dis nie goed vir jou om alleen, hoe ouer jy word en enkel lopend jy so selfsugtiger word jy in elk geval. Dis nie goed nie. Ons tree in die huwelik en ons leef in die huwelik en ons beleef verhouding en van daai huwelike is briljant en van daai huwelike is nie so briljant nie. Want ons is mense en ons het almal foute. En in 'n huwelik is die mees intiemste verhouding wat jy op hierdie aardbol in jou lewe kan beleef, om iemand te hê wat my ten volle ken en ten volle verstaan en my liefhet soos ek is, en saam met my deur my moeilike goed werk en my ondersteun en ons help mekaar. Eensaamheid is die grootste oorsaak van selfmoord in die wêreld vandag. Dis totaal amazing. Want die Here het dit so gemaak om so te wees. En dis hoe dit in hierdie bedeling werk. Dis hoe dit veronderstel is om te wees. Dit maak die lewe beter verdraagsaam. Dit maak die lewe partykeer selfs briljant. As jy vanoggend hier so sit en verlief is, dan is jy 10-1 in die hemel nou. En dan sê Jesus, maar diegene wat waardig geag word, om die toekomstige bedeling en die opstanding uit die dood te verkry. Nou van wie praat hy? Hy praat van elke ou wat vanoggend hierso sit, wat op Jesus se werk aan die kruis vertrou om hom in die hemel in te kry. Hy sê nie jy's waardig nie, hy sê Jesus se kruisiging vir jou sondes en sy dood en sy opstanding uit die dood en jy wat daarin vertrou dat dit genoeg is om jou daar te kry, dit maak jou waardig. Dit maak jou geregtig voor God. Dis 'n genade geskenk. Die wat daai geskenk kry, gaan opstaan in die bedeling hierna. En wanneer jy in daai bedeling opstaan, tree jy nie in die huwelik nie en word ook nie in die huwelik uitgegee nie. So gaan jy getroud wees in die hemel? Nee. Ek het hierdie artikel hierdie week gelees van hierdie ou wat sê hy moes hierdie nou al 'n paar keer preek. En sy vrou nie daarvan as hy daaroor preek nie, want hulle het 'n baie goeie huwelik. En sy sê toe so op 'n kol vir hom, ek weet nie meer of ek wil hemel toe gaan as ek nie met jou getroud kan wees nie. En hy is toe baie skerp en sê vir hom, wel dan weet ek ook nie of jy gaan nie. Maar die dieper dimensie wat ons nie hier moet mis nie, is ons begryp nie hoe heerlik, hoe diep, hoe intens, hoe vreugdevol 'n verhouding met die Here kan wees nie. Juis as gevolg van ons word net in 'n materiële wêreld waarin ons leef. Maar 'n verhouding by God is 'n perfekte verhouding. Jy gaan nie fisiese drange hê nie, jy gaan nie emosionele begeertes hê nie, daar's nie trane en hartseer of onsekerheid nie. Jy's in die volmaaktheid van God in 'n verhouding met God. Daar sal niks beter wees as daai verhouding nie. 'n Aardse huwelik kan nie daar naby eers mee vergelyk word nie. En dis die dieper ding wat ons soms nie verstaan nie, is Jesus sê met ander woorde jou belangrikste verhouding in jou lewe, en dit daar het ons begin in Markus 1 met Jesus. Die eerste ding wat ons van Jesus geleer het, toe hulle by Paasfees ook hier in Jerusalem was, en het Paasfees gehou, en hy het in die tempel gaan kuier by al die fariseërs en die hoëpriesters, en hulle was verbaas toe hy 'n tiener was oor wat hy als by sy mond uitgevlieg het, en sy maale loop 3 dae later kom hulle agter, hy's weg, en hulle moet al die pad teruggaan, en hier kry hulle hom daar, en hy sê toe vir hulle, maar ek is in die huis van my Vader. My belangrikste verhouding in my lewe is nie my familie nie, is my verhouding met die Here. My belangrikste verhouding in my lewe is nie met my man of my vrou nie, is my verhouding met die Here. Dan kom jou huwelik. En hier bevestig Jesus, jy gaan die volheid van daai verhouding met God beleef in die volgende bedeling. En dan beëindig hierdie bedeling. So, dis dalk vir oggend vir sommiges van julle wat in 'n regtig goeie huwelik is moeilik om te hoor, maar ek dink ons is in vir 'n groot openbaring van God, wat ons nie weet bestaan of noodwendig nou begryp nie. Jesus sê, hulle kan nie meer sterf nie.
Want hulle is soos engele. Luister, hy sê nie hulle is engele nie. Jy gaan nie dood en word 'n engel nie. Hy sê hulle is soos engele. Hoekom sê hy dit? Want hy weet hulle glo nie in engele nie. Hulle glo nie in hemelwesens nie. Die engele is by God, hulle is sy boodskappers, hulle verheerlik God, hulle leef in God se heerlikheid en verheerlik God. En so sal ons ook wees. En kinders, ons is soos engele en soos kinders, wat afhanklik is. Hoe's 'n kind in jou huis? Hou 'n bietjie jou kinders dop. Hulle dink konstant, dis hemel op aarde. As jy kyk hoe hulle jol en hulle speel, hoe hulle te kere gaan, hoeveel vrede hulle het, die ergste stres wat hulle ooit het is, die hond het my gegryp, of ek het geval en my knie gestamp, en nou huil ek en nou lag ek weer. Want ek is voluit in vertroue van die ouers wat ek het, dat hulle my lief het en na my sal kyk. Omdat hulle aan die opstanding deel het. So Jesus is besig om vir hulle te sê, julle dwaal. Hier sit nou. En toe gaan hy 'n stappie verder. En hy noem hulle onnosel. En wat die opwekking van die dooies betref, waarin julle nie glo nie. Julle het tog in die boekrol van Moses, met ander woorde, hy vat hulle terug na die Pentateeg toe. Hy sê, kom ek wys vir julle, daar's lewe na die dood. In die gedeelte oor die doringbos, toe God met Moses praat en sê, trek uit jou skoene, jy is op heilige grond, gelees hoe God vir Moses gesê het, ek is die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. As jy ooit wonder, waar is Abraham, Isak en Jakob? Hulle is solid in die hemel. En God is vandag hulle God. Hy sê nie, ek was die God van Abraham, Isak en Jakob nie. Ek is die God van Abraham, Isak en Jakob en hulle leef nou nog. Sê Jesus vir hulle. Het julle dit heeltemal misgelees? Ek bedoel, hierdie ouens was geleerd. Daar is lewe na die dood, sê Jesus. Jy het een van twee keuses. 'n Ewigheid in die volheid van sy heerlikheid, waar dit perfek is, waar dit intens is, waar dit lieflik en vol vreugde is, of 'n ewigheid in die verderf, waar sy wraak op jou uitgegiet word sonder ophou. Daar is lewe na die dood. En toe sê hy hierdie woorde, hy is nie die God van dooies nie, maar van lewendes. En julle dwaal erg. Jesus sê, almal word geskape vir die ewigheid. God maak mense en hy gee hulle lewe, en hy regeer nie oor 'n dooie nie. En hy skaap almal om te lewe, of dit nou in 'n ewige verderf is, of in 'n ewigheid saam met hom. Hy is 'n God van lewendes. Dan lees ons in Matteus, toe die skare dit hoor, en dis nou juist die skare wat hulle teen Jesus wou kry, dat Jesus sy kredietwaardigheid verloor, was hulle verstom oor sy lering. Hulle het nie woorde gehad nie. Hulle gedink, wow, hierdie is briljant. Sommige van die skrifkenners, toe daar moes ander mense gestaan het van die skrifkenners en geluister het hierop gereageer, lees ons in Lukas met die woorde, meester, leermeester, en hulle was eerlik. Hulle het nie aangesit toe hulle het gesê het nie, meester, u het 'n goeie antwoord gegee. Want hulle het geweet, nog nie een van hulle kon ooit in 'n debat teen die Sadduseërs hierdie antwoord gee nie. U het 'n goeie antwoord gegee. En dan lees ons in Lukas, hierna het hulle dit nie meer gewaag om hom iets te vra nie. Tot volgende week, dan is hulle weer terug. Maar dan gaan die skrifgeleerders vir Jesus kom vra oor die grootste gebod. So moet dit nie mis nie. So wat leer ons by Jesus in hierdie storie vanoggend? Nommer 1. Almal leef tot in ewigheid. Hy is die God van die lewendes. En die vraag wat jy jouself moet vra is jy seker jy is deel van die volgende bedeling, die opstanding tot lewe? En net jy kan daai vraag antwoord. En as jy vanoggend ervaar, die Here werk in jou hart, en hy bring 'n oortuiging, dat jy jou vertroue in Jesus se werk vir jou in die kruis moet sit, dan wil ek vir jou sê, wees gehoorsaam. Doen dit. Lê jou sondes vanoggend voor die Here neer. Sê, Here, vergewe my, help my, lei my. Kom deur die krag, vul my met die Gees en lei my elke dag. Almal leef tot in ewigheid. Nommer 2, ons ken hom deur die skrif. Ek dink ek het baie daaroor gesê, toe ek daaroor gepraat het, en ek wil jou regtig aanmoedig, om meer aandag te gee aan die begeerte wat jy het vir God in jou lewe, as wat jy het vir jouself, en wat jy wil doen, wanneer jy dit wil doen, soos jy dit wil doen. Dat jy regtig
Net jou Bybel sal vat op 'n daaglikse basis. Sien nie, ek sê dit baie keer vir mense, as jy nie weet waar om te begin lees nie, Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Lees elke storie net deur, dit is baie maklik verstaanbaar. As jy wil, bly eers weg van die goed af wat jy nie verstaan nie, maar daar's vrek baie goed om te verstaan, wat jy net kan lees. Ons ken hom deur die skrif. Ons ken hom, as ons die skrif begin lees, gaan ons sy krag begin raak sien, gaan ons begin sien hoe werk hy in die wêreld om ons en in mense se lewens. Werk hy vandag nog steeds so groot soos dooies opwek en siekes gesond maak? Dit gebeur van tyd tot tyd. Dit het op 'n baie hoë intensiteit gebeur toe Jesus op aarde was, spesifiek vir die doel om die mens te laat fokus dat God is nou by hulle. En hy gaan redding bring. En nie eers dit het gemaak dat die mense geglo het noodwendig nie. Hulle het hom nog steeds in 'n kruis vasgeslaan. Maar gebeur daar vandag nog wonderwerke? Ek dink wat doen. Ek dink ons sien dit net nie noodwendig so baie raak nie, want ek weet nie hoe goed ken ons die Here nie. Nommer 3. Hy is verhewe bo ons ervaring. En dit is die groot les wat ek uit vanoggend se storie uitgeleer het, is ons begryp nie altyd hoe heerlik God is nie. Omdat ons nog steeds in 'n lyf is, omdat ons nog steeds in hierdie aardbol leef en ons leef in 'n stikkende wêreld en ons kan onsself net indink hoe moet die hemel wees, maar die totaliteit daarvan sien ons net ten dele en verstaan ons net ten dele, maar eendag gaan ons die volle prentjie daarvan beleef. En ons gaan verbaas wees. Ek gaan jou nou sê, as jy nie gaan sit nie, gaan dit jou van jou voete afhaal. Want ek dink ons is in vir 'n groot verrassing. En laastens, hy is die God van die lewendes. As daar enige lewe vandag in jou lewe plaasvind, is dit as gevolg van hom. Jy kan nie eens asemhaal as dit nie vir sy genade oor ons almal is nie. Sondaar en Christen. Die son sal nie vanoggend opgekom het as dit nie vir hom was nie. En dan red hy jou ook nog, en dan lei jy ook nog, en hy maak jou deel van sy plan. En ek en jy sit in daai bevoorregte posisie. Die heerlikheid wat jy in jou huwelik beleef, is as gevolg van die Here. En dalk sit jy volgende hier en jou huwelik is 'n groot gemors. Wel, dis hoe jy dalk voel, maar jy sê dit nie in so verwoorde noodwendig nie. Maar wil ek vandag vir jou sê, as jy jou skrif gaan optel, en jy gaan 'n pad stap saam met die Here, en jy gaan begin doen wat die Here sê, en jy gaan begin bid, en jy gaan met hom begin praat, en jy gaan hom begin vertrou om jou te lei, gaan dit nie lank vat nie. Of jou huwelik is daai selfde ding wat nou vir jou so groot uitdaging word, gaan jou grootste vreugde in jou lewe word. Want hy leer jou hoe om dit te doen. Hy leer jou hoe om jou vrou lief te hê soos wat hy jou lief het, hoe om jou man lief te hê soos wat hy jou lief het. Hy is die God van die lewendes. En hy wil vir jou lewe in jou huwelik inblaas. So moet dit nie mis nie, want dit is sy instelling. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons loof en ons prys U vir die woord. Dankie dat U ons leer, dat U ons nooit los nie, dat U genadig is met ons. Here, ek wil bid vanoggend vir enigiemand wat vanoggend hier so sit en U nie ken nie. Nie naby aan U is of enigstens die versekering het dat die ewigheid en 'n lewe saam met U verseker is nie, dat U sal kom en in hulle harte sal werk, dat hulle lewe sal neerlê, dat hulle sal bely en U sal begin volg. Met alles wat in hulle is, dat hulle sal getuig van die goedheid en U lewe wat U in hulle lewe ingebring het. En ek wil bid ook vir elke huwelik hier vanoggend, Here, wat dit moeilik het. Of selfs huwelike wat verbrokkel het en uitmekaar uit is, Here, dat U genesing sal bring. En die huwelike wat nog bestaan, Here, wat dit moeilik het, dat U deur die Gees vir hulle sal lei. Dat U vir hulle sal krag gee, dat U hulle sal leer hoe U hulle liefhet en dat hulle daai sal toepas in hulle huwelik en op die einde van die dag U sal verheerlik vir wat U vir hulle gegee het. Ons loof en ons prys U, almagtige, alwetende, soewereine God, wat alles weet, oral betrokke is. Ons loof en ons prys U vir U goedheid in ons lewe, word verheerlik in die naam van Jesus bid ek dit. Amen.